Die lees op hulle skouers gerus. Hoe gee die Here lofoffer? Party het opgeleer die Here het iets besonders vir my en vir jou gedoen, en vandag is die dag wat ons herdenk, 'n spesifieke dag, waar die Here Jesus Christus daar in Jerusalem inry. En hy kom en ry nie net daarin dat ek en jy vir ons sonde kan betaal, dat hy kan betaal vir ons sondes wat ons gedoen het, ons kan vrymaak nie. Maar dis die begin van iets groters, sodat ons hierdie lewe in volheid kan hê. Sodat ons hierdie lewe voluit kan lewe, dat ons daai vryheid kan hê wat net Jesus kan bring, daai Sabbatsrus wat ons net deur hom verkry. Die woord van die Here sê, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. En die Here Jesus kom nou vir die eerste keer, waar hy nog altyd maar net vir 3,5 jaar sy bediening gedoen het, en sy disippels en so mense hom gevolg het, maar hy altyd maar gesê het, hoor, bly maar stil hieroor, hou dit stil, want die tyd is nog nie. Nou kom hy op daardie Sondag, nou gaan hy inry in Jerusalem, en nou gaan hy inry as die koning van hulle wat hom wil aanstel as hulle koning. Die mense was gereed, hulle was honger vir 'n koning, hulle het net nie geweet wat sy koning nie, hulle het 'n leier gesoek, wat hulle kon bevry van die Romeinse ryk. Dis wat hulle wou hê. Maar Jesus het gekom, hy het hulle gekom om te kom bevry vir jou, vir my ook, van ons sonde. Vandag nog is daar mense wat gedurig nog soekend is na hierdie bevryding. Hulle besef nie, hulle kan die bevryding in Christus kry. En sal hom net wil vertrou. En ja, glo vir my, daar gaan slegte dae wees, daar gaan minder goeie dae wees. Maar as jy jou Sabbatsrus, jou vreugde, elke dag in die Here kan vind, gaan dit vir jou soveel beter gaan. Wetende dat wat ook al gebeur het 'n doel. En dan gaan 'n dag kom, jy glimlag daaroor en sê, weet jy wat, dit was eintlik nie so erg nie. Want Jesus was met my. Hy sê ons wat hy Psalm sê, wat sê, as slegte dinge gebeur met goeie mense, maar dit bly nie, want die Here kom uit vir jou. Kom ons lees, ek lees vir die Matteus 21, Jesus se intog in Jerusalem. En toe hulle, dis nou die Sondag, dit is wat ons doen, Palmsondag. Ons noem dit Palmsondag, want hulle het palmtakke op hierdie Sondag neergelê voor Jesus toe hy inry. Nou die rede hoekom ons sê palmtakke, want die woord van die Here praat maar net van takke, hooptakke, maar in daardie streek is die bome wat jy oor die algemeen gekry het, maar palms, maar eintlik het palms ook 'n betekenis. Palms wat voor iemand neergelê word, sê dat daardie persoon 'n koning is, wat die mense hom eer as 'n koning, nee. Ons lees hier van vers 1, en toe hulle naby Jerusalem gekom, en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. Die ander evangelies party praat net van die vul. Maar die punt is, die vul is die een wat hy wil gebruik. Bring hulle vir my. En as iemand van julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle sien. Hierdie mense is so honger vir hierdie Messias wat moet kom. Dat hy sê, hulle gaan nie eens radikaal nie. As hulle hoor die Here het hom nodig, gaan hulle dadelik vir julle gee. Is julle al so honger? Is julle al so honger as julle die wêreld so kyk, wat in die wêreld af en oor oom Johan Kusele nou net verby, hy spraak daar van Trump, wat nou sê die lyk my, hulle gaan nou hierdie oorlog beëindig en so. Maar as die een ding ophou, dan sal maar net weer 'n volgende ding. Het julle al agtergekom? Dis aardbewings, dis oorlog, gerugte van oorlog, pestsiektes. 5 jaar terug, 6 jaar terug, het ons gesukkel met 'n pestsiekte wat almal op hol gehad het. En so gaan dit aan, dit gaan nie minder word nie, hoor. Gaan nooit minder word nie. Jou rus moet jy kry in Christus. En dit moet gebeur, hierdie dinge moet gebeur, sodat ons koning ons kan kom haal. En hulle is honger. Omdat hulle honger is, ek kan net dink, daai donkie se, hy het ons skaars sy donkie weg, dat hy al klaar sy kerne gesê, hoor hierso, die koning is op pad, die Here is op pad. Dis hoekom die mense al gewag het, toe die donkies ry reg, om klere op die donkie te lê, en om die palmtakke neer te gooi. Hy sê vers 4, en dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat hierdie profeet gespreek is, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n papdier. Ek het dit al gepreek, ek noem dit nou maar weer. Ons woon in 'n wêreld waar die konings, die leiers, vreeslike aansien het, né? Ry altyd met grand karre, en veral in Afrika lande, gaan jy dit sien.
Julle ken hierdie op die paaie, né? Pik swart motors, die grootste, duurste motors, wat by jou belastinggeld betaal met blou ligte, jy tog net vir 'n padgewer, né? Want almal moet tog net sien hoe belangrik is ek, en hoe haastig is ek, en hoe besig is ek. Here Jesus Christus verdien om daar in Jerusalem in te ry, 'n spierwitte Rolls-Royce. Of we dan nou in sy geval met twee pragtige Arabiere in 'n strydwa, né? Maar hy sê nie vir sy disipel, wil jy gaan koop vir my 'n Rolls-Royce nie. Hy sê, gaan koop vir my splinternuwe grys Taz. Né? 'n jong donkie wat nog nooit gery is nie. Kyk, hy is koning. Hy is die eerste een wat hom gaan ry, dit is so. Maar hy is so nederig en so eenvoudig dat hy sê, ek soek nie die Rolls nie. Dit gaan nie oor die kar en oor die bling nie, dit gaan oor my. Ek is julle koning, maar ek is nederig, want ek wil vir julle lei deur 'n voorbeeld vir julle te wees. In plaas van om te sê, doen soos ek sê, maar nie doen soos ek doen nie. Hy sê, nee, doen soos ek. Ons moet meer en meer soos Jesus wees. As julle soos ek kan wees, gaan julle gelukkige mense wees. Nederig. Dis hoe hy ingaan. Hy ry op 'n jong esel, op 'n jong donkietjie. Ek neem nou aan, hy was grys, daar was dit 'n swart Taz, daar was dit 'n swart donkietjie gewees, ek weet nie. Okay. Saagmoedig, hy sit op die esel, ja, jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi en ander takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En hy het in Jerusalem ingekom, of toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dis Jesus die profeet van Nasaret en Galilea. Hierdie mense vereer. Want hulle sien die koning, maar hulle is ook 'n koning wat hulle bevry van die Rome. Hy het gekom om hulle te bevry van hulle sondeskuld. Op hierdie stadium is die Lukas 19 sê byvoorbeeld praat daarvan dat die Fariseërs gekom het en gesê, maak die mense stil, né? Wat het Jesus gesê, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep, het hy gesê, né? Met ander woorde, Jesus is nou wil. Ons noem die baie mense gesê, ja, hy kom hier ter slagte, hy is soos 'n lam ter slagte, maar hy is eintlik besig gesê oorwinningstog, want jy sien, hy moet homself oorgee, niemand het hom gevang nie. Hy kom om homself oor te gee en hy's wil. Hy's amper innerlik, hy's asof hy hulle amper terg en sê, wil jy kom vang my. Want ek het nodig dat julle my negtenis en ek het nodig dat julle my gevange neem en dat julle my kruisig, sodat ek vir die sondes van hierdie wêreld die prys kan betaal, sodat julle waarlik kan vrykom. Geliefde, hierdie bloed van die Here Jesus Christus gaan nie net, ja, dit is baie belangrik, dat ons kan loskom van die sonde, maar die belangrikste is, die Here wil iets herstel wat stikkend is. Wat is stikkend? Wat is gebreek? Die tuin van Eden, die paradys. Toe die Here ons geskep het, was sy bedoeling nooit dat ons moet swaar kry, of dat ons moet ly, of dat daar haat moet wees, of dinge. Hy het gesê, ek stel julle oor die diere aan, ek stel julle aan om hier te regeer, en om in vrede en liefde met mekaar saam te woon en die aarde te vul. En al wat julle moes doen, daar is nie alle ander wette gewees, die gebooie en al die goed nie, daar was net een reël. Vertrou my. Vertrou my. Moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Maar die oomblik as jy daai kennis het, dan raak jy hoogmoedig en trots. En dis hoe die sonde gekom het. Wie is die vyand? Dit is die duiwel. Jy het gesê, né? Jy sien ons het twee swakhede. Ons vlees en die wêreld. Omdat ons vlees swak is en almal, die wêreld praat van almal met vlees het is swak en die duiwel byt dit uit. Hy byt jou swakheid uit. En ons het toegegee en so het sonde in die wêreld gekom. En Jesus het nie net gekom dat ons vergewe moet word nie, maar hy wil ons weer in daai posisie plaas, dat jy daai volkome rus kan ingaan. En dit begin daardie dag. Jou Sabbat, hoor wat ek nou vanmôre vir jou sê, gaan nou vir jou 'n stuk lees. Jou Sabbat begin die dag, nie op 'n Saterdag en nie op 'n Sondag nie, op daardie dag wat jy nou ontmoet het met Jesus. Dis die dag wat jy jou lewe in Jesus se hande sit en sê, hoorie,
dit behoort aan U. Wanneer jy Jesus toelaat en sê, kom verander my binneste, maar die Here kyk na jou hart, hy kyk nie na die reëls wat jy nie, hy kyk na jou hart, die toestand van jou hart. Hy het uiteindelik die wet gegee dat ons weet wat sonde is. Omdat die mense sonde is, anders was dit nie nodig nie, nee. En nou kom hy sê, ek kan jou verander, dat jy meer en meer soos ek is. Die Here Jesus kom, ons lees hy nou die tempel reinig en die verdroogde vyeboom, en so gaan hy aan. Hy doen 'n klomp dinge hierdie laaste week, tot daardie donderdag wat hulle uiteindelik daardie maaltyd eet. Net die laaste maaltyd, die laaste heilige nagmaal. Hier is 'n interessante ding, die laaste Pasga. Ek weet nie hoeveel van julle is betrokke op sosiale media en dinge wat mense daar plaas nie, maar julle gaan al hoe meer en meer sien. Daar's al hoe meer fariseërs en skrifgeleerdes in hierdie wêreld. Wat vir jou vertel wat jy verkeerd doen. Wat jy vertel wat 'n Christen nie is, wat 'n Christen moet wees. Maar jy kry bitter min wat die liefde van Jesus spreek en sê, man, kom na Jesus toe om res te sorg. Jy sien, Jesus is vir hulle 'n spaardoek. Dat ek kan, hulle beweeg al hoe meer en meer terug na die Torah, hulle beweeg al hoe meer en meer terug na die Pentateeg, na die boeke van Moses. Jy moet dit en dit, as jy vir 'n vrou, waaroor is Jesus nie, want ek sondig moslims. Met ander woorde, hy is maar nie die spaardoel, want ek hardloop as ek nou oortree. Maar eintlik wil ek uit eie krag daar kom. Jesus sê, werk nie so nie. All or nothing. Ek is alles of ek is niks. Dis net ek wat julle kan daardeur kom. Daardeur gee word die vryheid wat Jesus bring, is nie vryheid om sonde te doen nie. Dis dat ons kan loskom eens en vir altyd daarvan. Dat hy in ons kan kom woon, en as hy in jou woon, dan verander hy jou hart. Dan kan jy gaan kyk na Galasiërs, ek haal dit gereeld aan, Galasiërs 22, wat praat daai vrug van die Gees, daai 9 dinge. En hoe gebeur daai 9 dinge? Kan die wet jou daar kry? Nee, die wet kan jy nie daar kry nie. Net die Heilige Gees wat deur jou werk, as jy die Heilige Gees ontvang het, wat kan maak dat jy liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelik, blydskap, al daai dinge gaan lees dit, en dan sê vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Jy sien, die ware vryheid kom deur Jesus Christus, maar dit kan net kom as ons werklik kan oorgee. En as ons op bly vertrou ongeag hoe sleg dit met jou gaan. Oomblik as jy jou vertroue in hom verloor, dan wil ek vir jy sê, ek het nie probleem uitgekom. Nou kom baie na my toe, pastoor, en wat van die Sabbat? Ons kan baie dinge sê, maar wat van die Sabbat? Wat het dit doen? Dit nie te doen met die liefde vir Jesus nie. Ek gaan vir jy sê wat die Here sê, ek wil vir jy sê, ek hou die Sabbat. Maar die Sabbat vir my is Christus. My vryheid, my rus kom deur Jesus Christus. En dis ook op die Hebreërs skrywer, ek gaan vir jou gou 'n bietjie lees hier Hebreërs 3 en 4. Dis hoekom Jesus gekom het. Ek wil vir sê, dis die rede hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom om ons vry te maak. Hy het gekom om ons waarlik die lewe te gee, die volheid. Nie net dat ons ewige lewe kan hê nie, maar dat ons ook hierdie lewe kan geniet, dat ons hierdie lewe kan lewe en sê, hoor hierso, my sondes is totaal. Ek het nie vir Jesus as 'n spaarwiel, hy is die stuurwiel. Nee. Hy is die stuurwiel van die karretjie, hierdie karretjie wat my lewe is. Hy woon in my, en daarom kan hy in my hart vir my sê wat reg en verkeerd is, en die skrif kan dit bevestig. Ek lees vir jou Hebreërs 3 en 4. Ek gaan so deurwerk, as ek deurwerk, sal ek met julle gesels. Vers 1, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Hy das 'n rede hoekom hy na Moses verwys. Wanneer die Hebreërs skrywer na Moses verwys, dan verwys hy eintlik na die een wat die wet onderhou het. Moses het die wet ontvang, nee. Hy sê vers 3, want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is nou God. Hy sê, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog om te getuig van wat nog gespreek sal word. Jy sien, Moses het die wet onderhou. Moses het die wet ontvang, dat ons kan weet wat sonde is, wat insluit die Sabbatdag, 'n dag van rus wat hulle nooit gehad het nie, maar dit was eintlik al die goeie skade weer. Dis hoekom hy sê, hy het dinge gehou om te getuig wat nog gespreek sou word. Met ander woorde, daar is iets wat sou volg. Hy sê vers 6, maar Christus as seun oor sy huis. Christus as seun oor sy huis. Moses was 'n dienaar.
En hy het 'n wet ontvang wat hy moes hou. Maar Jesus Christus is die Seun van God. Hy is die een wat die huis gebou het. En wat is die huis van God? Wat is gebou? Of wat moes gebou word wat toe nog nie bestaan het? Ons is die huis van God. Hy sê hier, vers 6 die tweede deel, en ons is sy huis as ons met vrymoedigheid en roem van hoop tot einde toe as ons net die vrymoedigheid en die roem van hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Wat sê hy so? Hierdie mense het die wet gehad in die woestyn, maar nog steeds het hulle nie my wil gedoen nie. Nog steeds kon nie my wil doen nie. Waar julle vaders my versoek, my beproef het, my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Die Here het hulle hierdie skaduwees gegee, hierdie riglyne dat hulle God kan leer ken. Maar hy het hier agtergekom. Hy sê sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Die Here het hulle wette gegee. Die Here het hulle reëls gegee. Maar weet jy wat die kennis het nie gemaak dat mense by die Here uitkom nie. Daar sê een manier wat jy by die Here kan uitkom. En dis 'n ander plan. Dis as Christus in jou woon. Deur sy inwonende Heilige Gees. Hy sê vers 12, sorg daarvoor broers, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem is. Hoor mooi, solank as dit vandag genoem is. Nie solank as dit Sabbat genoem is, of Saterdag, of Sondag nie. Solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hier sê elke dag in Christus is heel belangrik. Nee. Nou hierdie boek, daar is 'n rede hoekom hierdie boek Hebreërs genoem word. Dis geskryf aan die Jode, nee, hulle is die Hebreërs, die Israeliete, want die gelowiges kom uit al die heidene nasies en uit hulle uit, maar hulle is eintlik die wat die wet ontvang het. En wat gebeur het is, dit wil voorkom asof baie van hulle nou weer teruggaan na die wet toe. Asof hulle nie die Here hierdie ding nie vertrou het nie, asof hulle begin wonder het, en mense van allerlei nonsens vertel het, begin wonder het, jong, is hierdie Here Jesus genoeg? Moet ons nie terugbeweeg na die wet toe nie. En dis hoekom hy vir hom vertel, dat net Jesus is groter as Moses. Dis hoekom hy vir hom vertel. Wie die boek geskryf? Ek gaan vir jou sê, ek dink is Silas, ek gaan nou vir jou sê, hoekom ek so dink. Nie dat dit belangrik is nie, maar dit was nie Paulus nie. Hy sê vers 14, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, hoor mooi, vandag, as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit wat gehoor het en hom verbitter het? Nou kom sê, wie is die wat verbitter het? Hy sê, was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoorn? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? Wat hy eintlik vir ons sê is, hierdie mense in die woestyn wat die wet gehad het die toets gedop. Hulle het ook deur ongeloof, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie ingegaan het. Die God het 'n ander plan gehad, 'n blydende plan. En dis Jesus Christus. Hy sê hier in Hebreërs 4 vers 1, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Hier is die rede, een van die twee redes hoekom ek sê, dis nie Paulus wat het geskryf het. Die een is die Grieks, die Hebreërs is in ander Grieks geskryf, nie Paulus se Grieks nie. Die tweede is dat hy sê die evangelie is aan ons verkondig. Paulus verkondig in al sy boeke dat hy die evangelie nie deur mense gehoor het nie, maar deur Christus self. Nee, hierdie ou sê, laat ons dan vir dat hy sê, want aan ons is die evangelie verkondig. En ek dink is Silas, want hy baie die styl van Paulus geskryf. Silas, hierdie ou was ook die skrywer, was lank in die tronk gewees. Ons weet Silas en Paulus was saam in die gevangenis gewees, so het Paulus 'n groot invloed op hom gehad. Dis ook wat glo hy het geskryf. Maar ek mag verkeerd wees, mag dit iemand anders dit ook wees. Nee, dis nie wat belangrik is. Wat belangrik is wat hy sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie,
omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was. In ander woorde, hulle hoor die evangelie, soos wat baie mense vandag die evangelie hoor. Die Here sê, dis hoe hy kyk in die spieël, en hy sien sy beeld, en hy draai om en hy vergeet wat hy sien. Dis wat mense doen. Hulle weet wat Jesus gedoen het. Dis wat ek verlede week of 2 weke terug ook vertel het van die kruiwag. Hulle glo wat Jesus kan doen, maar hulle vertrou hom nie. Hulle vertrou nie dat die prys wat hy daardie Vrydag betaal het en die opstanding van Sondag genoeg was nie. Hulle maak hom die spaarwiel. Ek wil uit eie krag, deur wetshouding, deur te dink ek is gehoorsaam, wil ek die Here behaag, in plaas van om 'n ontmoeting met hom te hê, om daardie salwing te beleef. Praat jy donderdag oor die salwing, om daardie salwing te beleef, daardie ontmoeting te hê, en hom toe te laat om deur my te werk. En glo vir my, daar gaan nog slegte dae kom, daar gaan baie dinge met jou gebeur, soos ek gepreek het, ons het ook nou daardeur gegaan, maar die Here is altyd nog daar. Nou sê hy vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En net alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. En nou bring hy die twee by mekaar, net in julle dink, as julle dit dink, die rus waarvan hy praat is 'n ander rus. Hy sê hier vers 4, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Verstaan jy nou wat die Here Jesus toe hierdie ding ingestel het, toe God hierdie ding ingestel het, dis skaduwees. Ek dink so 'n paar jaar terug was my tema gewees skaduwees. Hierdie is die skaduwees van dinge wat ons sou kom. Jy sien die skaduwee kom om die hoek, en daai skaduwee vertel vir jou baie dinge van wie of wat omkom, maar die liggaam behoort ons nou aan Christus. En al die ander goed was 'n skaduwee om ons te wys van Christus wat sou kom, en so was hierdie Sabbat wat die Here ingestel het ook. Was 'n skaduwee gewees om die mense die patroon te leer van 'n seisoen, en as die seisoen klaar is, dan gaan ons rus in en dan begin 'n nuwe seisoen. En hierdie week was daar die laaste week, dit was 'n seisoen. Die Here het 'n seisoen gehad wat hy kon preek het, wat hy deur Galilea getrek het, wat hy wonders gedoen het. Maar op hierdie Sondag, op hierdie Palmsondag, het 'n weeklange seisoen begin. Dis die seisoen wat homself koning verklaar. Dis die week wat hy kom wys wie hy is. En uiteindelik die prys betaal. Toe hy gebore is, het 'n seisoen begin. Dis die seisoen van God met ons, né? Jesus gebore, God met ons. Hierdie is die begin van die seisoen. 'n weeklange seisoen van God vir ons. Met ander woorde, hy kom om vir ons sondes te sterf. En vandag oor 8 weke, vandag 7 weke na volgende Sondag, dan gaan ons Pinkstersondag hê. Dan is hierdie seisoen 'n nuwe seisoen, en dit is die kerkseisoen wat begin het, waar ons nog steeds is. En dit is deur die Heilige Gees uitgestort is, sodat ons God in ons kan hê. So dis God met ons, God vir ons, en dan God in ons. Maar ons herdenk dit eers oor 8 weke van nou af, maar ons lewe in 'n tyd wat dit natuurlik reeds gebeur het. Vandag, as jy dus stem hoor, jy hoef nie te wag vir 'n Sabbat nie, jy hoef nie te wag vir 'n spesifieke gebeurtenis nie. Vandag kan jy daai rus ingaan, vandag kan jy Christus in jou hê, as jy dit wil hê. As jy ten volle aan hom oorgee, en ek bedoel ten volle. Baie mense sê ons skiet oor, maar hulle nog in beheer wees. Dit wil jy die beheer oorgee. Hulle sal my rus nie ingaan. In vers 6, terwyl dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is nie, of deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik Sondag. Man, nee, hy sê vandag. Watter dag het ook al mag wees, wanneer jy die woord hoor. Ek lees dit weer, terwyl dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur daar bespreek, soos hy gesê het, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua hulle rus gegee, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Hier kom hy nou met Josua. Hoekom met Josua? Hy het nou gepraat van Moses. Hy praat van Josua. Onthou net dat het 40 jaar deur die woestyn getrek as gevolg van ongehoorsaamheid. En toe kom die volgende generasie, die volgende leier is Josua. Voor hulle deur die Jordaan trek, het Josua vir hulle weer die wet gegee, onder andere die Sabbat. Maar hier sê hy dit uitdruklik, hy bring die twee by mekaar. So ek wil weer vir jou sê, daai mense wat wil sê, nee, dis twee verskillende goed, weet nie waarvan hulle praat. Hier sê hy, want as Josua hulle rus gegee, met ander woorde deur die Sabbat wat in die wet staan,
sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Vers 9, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan en rus ook self van sy werke soos God van syne. Met ander woorde, ons rus van ons werke. Ons kan nie deur werke God behaag nie. Ons kan God behaag deur gehoorsaam aan hom te wees nadat ons sy stem gehoor het, nadat hy ons toegelaat het om deur ons te werk. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Praat hy hier van 'n dag? Nee, hy praat van 'n toestand. 'n toestand van rus, wat elke dag duur. Jy gaan goeie dae, jy gaan slegte dae, niemand sê jy moet altyd glimlag. Maar jy moet God vertrou. Jy moet God vertrou, dat hy in beheer is, jy moet hom vertrou, dan lyk dit nie vir jou so nie. Onthou dat hy sê, ek laat dit reën oor die regverdige en die sondaar, ek laat die son skyn oor die regverdige en die sondaar. Dis die mense en dis die wêreld wat ons vyande is, ons vlees wat ons laat sondig is ons vyande. Die wêreld wat ons versoek en verlei dat ons die verkeerde ding doen en die duiwel gebruik dit wanneer ons altyd doen. As ons kan ontsnap van daardie toestand, as ons kan ontsnap en sê ek sterf, jy sien dit waar die doop eintlik gaan. Dis wanneer jy sê ek het gesterf vir hierdie wêreld. Die doop red jou nie, dis 'n verklaring dat ek het gesterf vir hierdie wêreld, ek word nou weer, soos wat die Here vir Nikodemus gesê het, jy moet uit water en gees gebore. Uit water is jy uit jou moeder gebore, sy gees is die dag wat jy besluit neem om te sê ek is nie meer, ek is in die wêreld, maar ek is nie deel van die wêreld nie. Die wêreld is nie my tuis nie. Ek is 'n deel van die koninkryk van God en ek het daai keuse gemaak. Dan gaan jy in die water uit om te verklaar. En baie keer gebeur daar goeie dinge wanneer ons so in die water kom, maar dis 'n verklaring. Dit is wat ons sê ek is nie meer deel van die wêreld nie. Maar dan moet jy gaan en jy moet lewe as jy nie meer deel is van die wêreld. Jy kan weer sê vir die wêreld se dinge. Anders is dit baie keer nie lekker nie. Mense gaan jou verstoot, mense gaan jou nie verstaan nie. Glo vir my, ek ken dit. En dieselfde met jou liggaam. Paulus sê, my gees en my vlees is in stryd met mekaar. Nee. Jou gees is vernuwe, as jy waarlik weer gebore is vernuwe. Die Heilige Gees werk deur hom en hy sê vir jou doen goed. Die vlees sê nee man, doen die lekker dinge. Want alles wat sonde is lekker, nee. Ja, want ek wil sê dinge wat nie sonde is ook lekker. As jy toelaat dat die Gees jou lei. Dis wat ons moet doen. En as jy dit doen, kan die vyand jou niks maak nie. Dan kan hy jou niks maak nie, dan gaan hy vlug. Dis waaroor hierdie dag en hierdie week gaan. En nou dat ons dit weet, nou kan ons ingaan na daardie laaste maaltyd, daardie donderdag in Lukas 22 van Jesus in Getsemane. En dan gaan ek vir julle lees en dan gaan ek dit op 'n punt kom en dan wil ek ons saam die nagmaal vier. Ons moet vandag onthou waaroor dit gaan en ek wil vir julle regtig vra elke dag hierdie week, in die besonder hierdie week, te onthou wat Jesus vir julle gedoen het. Hy sê hier, vers 39, en hy het vertrek en volgens gewoonte, dis nou na, hy het klomp dinge gedoen het na die Sondag, dis die donderdag aand, en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, ekskuus, ek is op die verkeerde plek, hoor, ek is op Lukas 22, ek is al by donderdag se preek, Matteus hoofstuk 26, die laaste Pasga, ekskuus julle. Die laaste Pasga, die heilige nag, maar hoor jy wat ek sê, ek moet al vandag 2 preke gereed het, dis ook nog nie 2 die mekaar maak het. Die laaste Pasga, Matteus 26, Jesus het 'n klomp dinge gedoen, en ons lees dan ook hoe Judas hier die Jood van verraad, hoe hy 30 silwerstukke afgeweeg is, sodat hy Jesus kon verraai. Ons kom hier by vers 17, Matteus 26. En op die eerste dag van die ongesuurde brode kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê met ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? Hier sien ons dat Jesus die Pasga gehou het op die dag van die ongesuurde brode, soos dit ingestel het. Met ander woorde, dit moes gewees het op die 14de dag van Abib, of dan ook Nisan, die eerste maand. En hierdie is 'n besondere jaar, ek wil vir julle sê, 33 na Christus was die
was daardie donderdag, die 14de April, was die 2de April. En hierdie jaar is 2de April weer op 'n donderdag, dit is nie interessant nie. Sommer net so vir interessantheid. En die Pasga gehou, ek word nou vir julle gesê, baie van hierdie wetsgeleerdes en skrifgeleerders kom en sê, ja, julle hou Paasfees, en dit is duiwels, en dit is heidense fees, en al die tipe van dinge. Ja, daar is heidense dinge waaraan we saamgaan, maar ons vier die Paasfees oor die eiertjie en haas nie, en sulke goed nie. Maar hierdie was die laaste Pasga, maar die Pasga het gedui op iets, op die ou dinge, en dit is toe die Jode uit Egipte uitgelei is, deur die Rooi See, deur die, na die woestyn toe. Dis waaroor dit gegaan. Dis wat hulle moes herinner, of onthou. Maar dit is ook iets wat herinner daaraan kom, 'n belofte. En nou gaan Jesus as die belofte. En hoewel dit nie 'n instelling van die Bybel is wat sê ons moet Paasfees vier of wat ook al nie. Mense wat ook nou wil hê jy moet Pasga vier, is bevrees hulle het ook nog nie by Jesus uitgekom nie, want hulle hou nog vas aan die ou dinge. Hierdie sou die laaste Pasga wees, want Jesus gaan iets nuuts doen die dag daarna. Daar is 'n nuwe bevryding wat kom. In plaas van om uit Egipte uitgelei te word, word hulle gelei uit die sonde skuld waar het almal van was, ek en u ook. So hulle gaan hierdie Pasga nou eet, en Jesus sê vir hulle, waarom dit eet, hulle vra. Vers 18, hy sê, en hy antwoord, gaan na die stad, na 'n sekere iemand, en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Daarom het die disippels gedoen soos Jesus beveel het, en hulle die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan sê, dit is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar weer op geskrywe is, maar wie het daardie man weer wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En Judas wat homself verraai antwoord gesê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord op, jy het dit gesê. Kyk hoe skyn heilig gesê, hy weet ons is hy. Gevra, is dit miskien ek? Hierdie man sou Jesus verraai. Hy het hom nie erken as Christus nie. Baie mense vra daardie vraag, hoe is dit dat Petrus wat hom verloor het, 'n kans gekry het, die wat hom verraai het, en die hy was verloor. Dit is eenvoudig so, hy het Jesus verraai, en as jy hom verraai is, wil jy hom nie erken as God nie, met ander woorde, jy verwerp hom. En as jy Jesus Christus verwerp, is vir jou daar geen rede nie hoor. Absoluut geen rede nie. Jesus Christus is ons saligmaker. Hy is die een waaroor dit gaan. Hy is ons koning. Hy lei daarin nie om te gaan regeer nie om die Romeinse leierskap tot nie te maak nie, maar om ons die ewige lewe kan hê. En net soos Jesus vandag nog as die Heilige Gees gestuur sodat ons die lewe die volle daarvan kan hê, dat ons al die dinge kan, dat die Heilige Gees in ons kan lewe, hy die pad oopgemaak. Hy moes met sy bloed betaal, maar dit is net die begin van die salwing. Toe hy daai donderdag aand daar sou bloei vir my en vir jou, se bloed sweet letterlik, sou die salwing begin. Sodat die ware salwing, die salwing deur die Heilige Gees op my en jou vrygestel kan word 'n paar weke later, en dat ek en u dit kan hê, sodat ons daai vreugde in ons kan hê, wetende Jesus lewe in ons, sodat ons daardie ding kan hê, dat die Here Jesus lei ons op die regte weë. Onthou net dat die Jode het die wet gehad, en selfs die geskrewe wet het hulle nie op die weë gehou nie. Dit gaan oor die hart. As jy die Here nie toelaat om die hart te verander nie, kan jy reëls hou so lank jy wil, jy gaan nooit daarby uitkom nie. Jy gaan ander veroordeel, en jy gaan jouself veroordeel, maar jy gaan nooit daai vrede hê, om te sê, nee, wat hierdie is ook net 'n seisoen nie. Selfs al is dit tot die dag dat ek doodgaan, dat dit my swaar gaan, die Here wil nie dit hê nie, maar selfs al sou dit gebeur, is dit net 'n seisoen, want hier kom 'n nuwe seisoen. En dis die seisoen wat as die kerkjare eindig, wanneer die Here vir my en jou kom haal. En ek wil sê, kyk net om jou, wat om jou aangaan. Ek sê nie dit gaan vandag gebeur nie, ek sê nie dit gaan môre gebeur nie, maar ek wil sê, daar is nie meer baie tyd nie. Die tekens is daar. En ek het inderdaad gesê, dinge gaan nie beter word, deur die paar mense gelyk het wat vreeslik teleurgestel is. Ek wil vir jou sê, dit gaan nie beter word. Die Here het gesê, dit moet gebeur. Dit beteken nie, dat gaan nie gebeur daar in jou lewe wees nie. Maar jy moet altyd gekonsentreer wees op die troos
En daardie troos is die ewige lewe. Wanneer ons harte vir die Here gee, is ons weer in daardie posisie so, toe ons in die paradys was. Vry van sonde. Ons gaan sonde doen, partykeer. Want ons is mense, ons is swak, ons is nog steeds die ou vlees. Maar die dag as die Here op jou vlees kom verander, dan gaan ons weer in die nuwe paradys in, vir ewig. Waar daar geen sonde, geen pyn, geen haat, geen ongelukkigheid, geen standaarde wees of verskillende vlakke, verskillende posisies nie. Maar ons of allemaal met blink swart karre ry, of allemaal met grys sters ry. Maar ons gelyk gaan wees. Soos die Here ons wil hê, waar ons hom gaan loof en hom gaan prys en hom gaan eer soos dit moet wees. Maar ons gaan besef ons is afhanklik van hom. Hy het ons gemaak, ons is altyd afhanklik van hom. Die oomblik as jy wil losmaak van jou afhanklikheid van hom, het jy hom verloor. Die Here wil jou koning wees. Ek wil hê, voor ek voortgaan, moet elkeen van uitkom of hulle die kry van hierdie wyn en hierdie brood. En jy weet waar hy dis nie my nie. Dit is dryfstap op kyk vir julle van hierdie tekens, dan sit julle weer, dan gaan ek 'n bietjie voort met hierdie maaltyd. Kry vir julle asseblief. Terwyl hy eet, neem Jesus die brood en hy dank. Dierbare Vader, ons dankie vir die brood, vir die lewe wat U is. Ons dankie, Here, dat U U liggaam gegee het, soos 'n lam wat geskeur gaan word, sodat U vir ons kan voed, dat ons nooit meer honger sal ly nie. Die Here Jesus het gebreek en hy gee aan sy disippels, hy sê, neem eet, dit is my liggaam, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en hy dank die Here, dierbare Vader, ons dankie vir die bloed van Christus, wat vir ons gestort is, tot vergifnis van sondes. Hy gee dit aan hulle en hy sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Die Here sê hierdie ding, hy sê maar ek sê vir julle, ek sal vanaf nooit meer van hierdie vrug
van die wynstok drink nie tot op daardie dag wanneer ek dit saam met julle diep sal drink in die koninkryk van my Vader. En ek dink by myself, wat 'n wonderlike voorreg, ek kan nie wag vir daardie dag dat ons aan daardie bruidstafel sit en saam met Jesus, ek wou amper sê 'n glasie klink, maar ek het nou miskien gesê, dat self die idee van glasie te klink is eintlik 'n heidense gebruik, nee. Maar om daardie beker te lig en te sê, Here, ons drink saam met hierdie vrug van die wynstok, U het die oorwinning behaal daardie Vrydag, maar ons het nou ook die oorwinning behaal deur ons harte vir U te gee. Het jy daai oorwinning al behaal? Prys die Here as jy dit behaal het. Nadat hy lofsang gesing het, uitgegaan na die Olyfberg en opgevra dat Janie dat julle kom, dat ons so 'n paar lofsange kan sing. Dankie miskien. Tot eer van die Here. Kom ons loor die Here. Ons sing lekker saam, die woorde is daarop. Ek kan dalk net 'n bietjie afsit om die beter te sien.
net so en sluit ons af het gebed. Dierbare Vader, ek wil baie dankie sê vir daardie dag, wat U ook daarin gerei het. U kon ons net so gelos het. U kon gesê het, ons is dit nie waardig nie, en ons is dit nie waardig nie. Dis maar net U liefde wat groter is as ons waarde. Vir ons, vir U is ons baie werd. Ons dank U Here dat U daarin gerei het, dat U gegaan het en gesê het, ek gaan nie vlug nie. Ek gaan nie die engele roep om my te kom red nie. Ek gaan nie deurgaan. Ek gaan wat die Vader wil hê, gaan ek doen wat nodig is, sodat ek vir hierdie ou volkie redding kan bring, sodat die lewe die volheid kan hê, en uiteindelik daar die vrolike tye kan ingaan wat op pad is. Want daar geen pyn, geen hartseer, geen traan, geen ongelukkigheid is, want daar werklik altyd net rus is. Maar gee ons ook nou dat ons hierdie Sabbatse rus sal ingaan, Here, die ware rus wat net U kan bring, en word U daardeur verheerlik. Hou ons almal veilig, tot ons weer by mekaar is, binne in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Amen.